Hartlik welkom aan ons aanlyn kykers by hierdie geleentheid. Mag dit vir u ook 'n geseënde dag saam met ons wees. Mense kan dit nie glo nie, die eerste kwart van 2025 is agter die rug. Sondag 30 Maart, die 4de Sondag in Lydenstyd. En ons gaan vanoggend as 'n geloofsgemeenskap saam lees uit die Here se woord en wel uit Johannes hoofstuk 10 uit. Johannes hoofstuk 10 daar vanaf die 9de vers. En mag die Here sy woord ook aan ons harte seën in hierdie oggend. Kom ons bid saam en ons vertrou die Here ook om ons te lei. Here, baie dankie vir die voorreg om in 'n week waar ons weer eens u groot almag en u skepingskrag kon beleef in die weer dat ons by mekaar kan wees op 'n sonskyndag en kan weet u is in beheer. Die son, die maan, die sterrewolke, die grasse, stroom en wind. U sorg vir klein vir alles en u sorg vir my, u kind. En dit vul ons met verwondering. Dit maak ons dat ons hardop wil uitsing, Christus is die Heer. En dis uiteindelik ook die teken van die kruis wat dui op die heerlikheid, omdat die kruis 'n daad van gehoorsaamheid en liefde was, wys dit ook op u as die Heer bo alle heersers, die koning van alle konings. Aan u al die eer, die lof, die dank en die aanbidding van ons harte tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, Johannes 10, ons lees saam vanaf vers 9. Ek is die ingang. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uit gaan en veiding kry. 'n Dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. 'n Huurling is geen herder nie en is nie sy skape nie. As hy 'n wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg en die wolf vang die skape en jaag die trop uitmekaar. Hy sê huurling, bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my net soos die Vader my ken en ek die Vader ken. En ek lê my lewe af vir die skape. Vers 16. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. En dan die gedeelte, die 2 verse wat ons wil oordink vanoggend, vers 17 en 18. Die Vader het my lief omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. En dan belangrik, niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê en ek het die volmag om dit weer op te neem. Dis die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. Daar het toe verdeeldheid onder die Jode gekom oor hierdie woorde. Baie van hulle het gesê, hy is van die duiwel beseet, hy is mal. Hoekom luister julle nog na hom? Ander het gesê, dis nie die woorde van 'n besete nie. 'n Duiwel kan tog nie blindes se oë genees nie. Kom ons lees tot sover toe. Mag die Here dit ook aan ons harte seën. Vriende, wanneer die Here Jesus in die tuin van Getsemane kniel en met sy gesig teen die grond bid,
en vra my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydingsbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Dan maak jy 'n keuse van liefde. Daai keuse was 'n kruis. En hierdie gedeelte wat ons gelees het, maak dit duidelik dat dit sy eie keuse was. Dat dit vrywillig was. Dat hy dit gedoen het in opdrag van sy Vader. Die Vader het my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit oordag. Ek lê dit uit my eie af. Nou hoor mens iets van volmag. Ek het die volmag om dit af te lê. Ek het die volmag om dit weer op te neem. Dis die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. So wanneer hy in die tuin bid, en wanneer hy bid en sê, nogtans, nie soos ek wil nie, maar soos U wil, dan gaan dit nie oor die verwerping van God se wil nie. Dit gaan oor die onderwerping aan God se wil, die aanvaarding van God se wil. Dat hy bereid is om die opdrag uit te voer wat hy van sy Vader ontvang het. Daardie opdrag, 'n taak wat hy gekry het, was om die mensdom van hulle sonde te verlos. Uiteindelik, soos wat hulle destyds gewoond was die vergifnis van sonde deur bloed, deur die offers wat gebring is, om hulle tydelik met God te versoen tot 'n volgende offergeleentheid. Christus die offerlam wat vir eens en vir altyd die sonde van die wêreld wegneem. So hierdie herstel tussen God en mens, die verlossing, kan slegs deur Jesus bereik word. So wanneer Jesus homself as die offer gee, dan doen hy dit in 'n daad van gehoorsaamheid. Hy val in by God se wil. Hy's gehoorsaam aan God en aan God se wil vir sy lewe. En nou is die vraag vanoggend, die eerste ding wat na jou toe kom is, maar wat maak jy met die take wat God aan jou opdra? Uiteindelik, Jesus se taak was die verlossing van die wêreld, om die sonde van mense weg te neem. Dis uiteindelik nie my en jou taak nie, dis nie ons is nie die verlossers van die mensdom nie. Maar op 'n persoonlike en praktiese manier is dit ons taak om die boodskap van God se liefde en die waarheid van God se verlossing in Jesus Christus vir 'n stukkende mensdom te gaan vertel en oor te dra en voor te leef, sodat hulle ons kan volg en in ons Christus kan raak sien. Die meeste van julle wat hier sit is ouers. Kindskap kan op geen ander manier funksioneer as deur gehoorsaamheid. As 'n kind nie aan sy ouer gehoorsaam is nie, is daar spanning. Is daar 'n probleem. Nou wil ek hê met jouself net indink, ons het verlede week daaroor gepraat, oor hierdie geweldige intieme verhouding wat daar tussen die Vader en die Seun was, dat Jesus aan die kruis kon uitroep, my God, waarom het U my verlaat? En dat dit juis vir hom soveel erger was, omdat hy so naby God geleef het, omdat hy so intieme verhouding met sy Vader gehad het. So mens moet vir mekaar sê, as Jesus, as die Seun van God, as 'n kind van God, uiteindelik ongehoorsaam sou wees aan God se wil,
dan het ek en jy nie vandag hier gesit. Dan het die verlossingsplan van God wat ons jaar na jaar van die menswording af tot en met ons uiteindelik weer by die menswording, deur die lydensweg, deur die kruisiging, deur die opstanding, deur hemelvaart, deur Pinkster, deur koninkrykstyd, alles wat ons doen, het ons eintlik geen evangelie gehad nie, het ons geen goeie nuus gehad om met die wêreld te deel nie. Maar Christus was gehoorsaam. So sy daad van liefde aan die kruis is 'n daad van diep gehoorsaamheid aan sy Vader. As mens later lees wanneer Paulus voor koning Agrippa moet getuig, dan sê hy in Handelinge 26 na aanleiding van 'n gesig, dan sê hy, van toe af koning Agrippa was ek nie aan die gesig uit die hemel ongehoorsaam nie. En dis wat Jesus uiteindelik vir die wêreld kon sê, ek was nie ongehoorsaam aan my Vader nie. Ek het gedoen wat my Vader van my gevra het. Nou wil ek terugvra, hoeveel geleenthede kry ek en jy in die lewe? Geleenthede om te getuig, geleenthede om op een of ander manier ondersteuning te gee in terme van kos, in terme van finansies, om te bid, om medelee en liefde en barmhartigheid aan mense te bewys en te betoon. Wat maak ons met die geleenthede? Kan ek en jy sê, ek was gehoorsaam? As 'n daad van liefde, want uiteindelik het Jesus gesê, as iemand agter my wil aankom, moet hy sy kruis opneem en my volg. So as ek elke dag my kruis opneem as 'n daad van liefde, spruit uit dit dade van gehoorsaamheid, of moet ek vandag vir myself sê, ek was ongehoorsaam? Dalk moet ons vir mekaar sê, as ons oor gehoorsaamheid praat, is daar nogal iets wat belangrik is. En dit is dat my hart aan Christus uitverkoop is. Die 10 gebooie sê, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê. Een van die ou vertalings het dit gesê, God is 'n jaloerse God. Hy deel nie die troon van ons harte met mededingers nie, met ander nie. En so baie keer kry ons onsself dat ons leef met verdeelde harte. Die Here sê vandag, daar's nie plek vir mededingers met hom in ons harte nie. Hy vra die eerste plek. Hy's of die koning of hy's nie die koning nie. So gehoorsaamheid aan hom is eerste. Is die ding in my lewe wat in die eerste plek die belangrikste is. En dan dalk teenstrydig, as jy mens kyk na die kruis, jy kyk na die spykers en dis maar 'n poging om dit na te boots. Jy kyk na die doringkroon, dan sê dit uiteindelik iets van, dis 'n daad van heerlikheid. Dis 'n plek waar Jesus sy heerlikheid openbaar en sigbaar maak. En as jy na hierdie gedeelte luister en baie gedeeltes in die Bybel, dan sê Jesus dat hy het verwag om te sterf. Hy het geweet, dis die pad, dis die roete waar langs sy lewe sou verloop. Teendeel, hy het nooit getwyfel dat hy sou sterwe nie. Eweneens het hy nie getwyfel dat hy sou opstaan nie. Nou kom ons terug by verlede week se intieme verhouding. Sy selfvertroue dat die kruis die weg na heerlikheid is en dat hy die dood sou opstaan is gebou op sy vertroue in God. In lyn met Psalm 22, hy het geweet, hy kan sy Vader vertrou. Sy Vader sal hom nie in die steek laat. En die lyding
so wreed soos wat dit was, so lank soos wat dit gelyk het, was 'n oomblik. Die heerlikheid wat daarop volg, is vir ewig. As jy die Hebreërbrief skrywer lees, dan sê hy dat hy het nie vir die skande van die kruis teruggedeins nie, maar het die skande daarvan gedra met die oog op die heerlikheid en die vreugde wat daar in die vooruitsig was. So selfs Jesus het besef dat dit wat sou gebeur, maar 'n oomblik sou wees, dat dit sou verbygaan. Die heerlikheid wat deur die kruis en die opstanding kom, is vir altyd, is vir ewig. Sonder 'n kruis kan daar nie 'n kroon wees nie. Sonder die kruis en die opstanding van Jesus Christus sou daar nie die kroning van die koning gewees het nie, sou ons hom nie bely het as die Heer van die heersers nie. Meeste van julle wat hier sit is mense met lewenservaring. Mense wat weet dat waar jy vandag sit in die lewe, moes jy werk. Jy moes hard werk om te bereik wat jy in die lewe moet kry. Ons leef ongelukkig in 'n tyd waar baie mense hulle doel in die lewe mis, omdat hulle nie meer bereid is om hard te werk nie. They only demand. Dis hulle reg. Dit veroorsaak spanning tussen mense. Ek en jy wat vanoggend hier sit, sê vir mekaar oor die algemeen, is alles wat die moeite werd is, iets waarvoor mens werk. Val jy net in jou skoot nie. Ek kry dit nie net verniet nie. Gaan vra maar die mense, akademie, sport, alle gebiede van kundigheid en vaardigheid is harde werk, dis inoefening, dis opoffering, dis selfprysgawe. En ons leef in tyd waar mense, ek sê weer eens, doelloos ronddryf. On a road to nowhere. Allerhande afdraai paadjies. Want ons is nie bereid om die prys te betaal nie. Ons is nie bereid om op te offer nie. Ons is nie bereid om onsself op te offer nie. Maar die lyding van Christus, daardie offer van Christus, daardie oomblik gee uiteindelik aanleiding tot 'n ewige heerlikheid. Waarvan Jesus is waar vir my en jou. En dan die feit dat Jesus herhaaldelik beklemtoon het, sy dood is vrywillig. Ek sê deur toe hy gebid het in die tuin, was dit nie verwerping van God se wil nie, maar dit was sy aanvaarding daarvan. Hy het homself onderwerp aan die wil van God. Daarom vrywillig. Daai twee sterk woorde wat hy gebruik het wanneer hy gesê het, ek lê my lewe af om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie af. Dan sê ek weer die Afrikaanse woord nogal sterk. Ek het die volmag om dit af te lê en ek het die volmag om dit weer op te neem. Dis die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. As jy luister na volmag, dan klink dit mos nou soos die Engelse woord. Power of attorney. As jy volmag oor iemand se lewe het, as iemand 'n power of attorney oor jou lewe het, dan beteken dit daai mens mag namens jou optree. As jy nie toerekeningsvatbaar is nie, as jy nie by magte is om self te handel nie, dan kan iemand dit namens jou doen.
En Jesus sê net, ek en jy. Ek en jy was nie by magte om ons lewe af te lê en dit op te neem. Maar hy was. Want hy het dit vrywillig gedoen. En hy het dit in opdrag van sy Vader gedoen. Dis hoekom hy reg deur sy bediening gesê, daar kom 'n dag, daar kom 'n tyd. Nou weet julle, as ons die evangeliese verskillende weergawe lees, hoe ontstel die disippels was, toe hy sy leidings een na die ander, ek dink 3 keer aangekondig het, dat Petrus hom een kant toe gevat het, en hom berisp het, en sê het, my Here, dis mos nou nie moontlik nie, en dan weet julle hoe hy met Petrus geraas het, gesê, jy is in my pad, Satan, gee pad, jy bedink die goed van mense, en nie die dinge van God nie. So Jesus het geweet, dis waartoe dit op pad is. So kom, is interessant, as 'n mens dink oor hierdie tyd, selfs toe hulle hom die aand gearresteer het, en hy met 'n soengroet verraai is, het hy daar gesê, maar ek kan nie dit sê nie, maar ek vond dit net, toe Jesus daai woorde gesê het, en gesê, maar ek was in die tempel, ek was tussen julle, ek was die hele tyd daar. Hoekom het julle dit nou gedoen? Julle het nie time gehad om dit te doen. Hoekom nou? So hy was reg deur sy bediening bewus van, dit kom ene van 'n tyd. Waar's nog 'n keer wat hy gesê het, maar julle verstaan nie, dood eenvoudig nie waaroor dit gaan nie. Wanneer hy in Betanië met die kosbare reukolie gesaal word, wat sê die mense dadelik? Julle onthou wat die mense gesê? Wat 'n vermorsing van reukolie, van geld. Kon verkoop gewees het, en ons kon vir die armes kos gekoop het. Wat sê Jesus? Hy sê my nie dat vir hom moeilik maak nie. Julle die armes altyd by julle, vir my het julle nie altyd by julle nie. Maar sy het my met hierdie reukolie voorberei vir my begrafnis. So dit was iets wat vir Jesus sou gebeur, geweet. Sy in Caesarea Philippi is, en Jesus vra vir die disippels, wie sê die mense is ek? Dan sê hy, ons klomp goeders, en dan kom hierdie fenominale belydenis van Petrus, hy is die Christus, die seun van die lewende God, en Jesus sê, op hierdie belydenis sal ek my kerk bou, dis die fondament. Dan praat hy daarna herhaaldelik met die disippels om te sê, maar my dood en my opstanding is op pad. Maar dan moet ons nou maar die in hakies bysit. Hulle het dit eers na die opstanding verstaan. Hulle het op daai stadium nie verstaan wat Jesus sê nie. As jy na die disippels se gedrag gaan kyk, nadat Jesus gearresteer is, dan sien jy hulle is half soos skape sonder 'n herder. Hulle is rigtingloos. Hulle gaan kruip bang weg. En hy weet waarom hulle te gaan soek, om hulle te kry. So hulle verstaan eers na die opstanding. So Jesus het geweet wat die kruis was, instrument van die dood. Nou wil ek weer vir jou sê, toe hy daai aand in Getsemane gekniel het, met sy gesig teen die grond, en gesê het, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Moet nogtans nie u wil laat geskied nie, maar my wil. Daai aand was hy bekend met die pyn van die kruis, maar hy het 'n keuse van liefde gemaak. En dit was vrywillig. So Jesus gee homself vir ons. Vrywillig.
Die Engels van die woord vrywillig of vrywilliger die Engelse woord is volunteer of voluntary. Nou ek dink in baie gevalle ons is dalk meer met die woord volunteer bekend as met vrywilliger. Maar wanneer jy of 'n volunteer is of 'n vrywilliger is, dan doen jy wat jy doen uit jou eie keuse uit. So as jy nou skielik met vuil hande en vuil klere by die huis kom, kan jy nie moan en sê, ek het nie geweet nie. Vrywilliger, 'n volunteer, sê hier sy. Ek kom doen, wat ook al jy my vra om te doen. So verstaan iets daarvan van Jesus, as die vrywilliger, as die volunteer wat gesê het, nie my wil, nie my u wil. Hier sê. En wat uiteindelik toe vir die skande van die volunteer wees en die vrywilliger wees, nie teruggedeins het nie. Hy kry swaar. Hy ly fisies, hy kry emosioneel swaar. Maar nêrens moan Jesus oor sy keuse nie. Nêrens is daar 'n opstandigheid oor die feit dat hy gesê het, ek doen dit nie. Inteendeel, gaan lees maar net weer sy 7 woorde aan die kruis. Dis absoluut toewyding. Dis alles in gehoorsaamheid aan sy Vader. So dalk sal jy in die toekoms, as jy aanmeld as 'n vrywilliger, as 'n volunteer, op dink. En uiteindelik vra maar, mag daar in my dieselfde gesindheid wees waaraan Jesus was. Want wat sê Filippense 2 daaroor? Hy sê hy wat sy bestaan op 'n goddelike wyse gehad het dit nie beskou as iets waaraan hy moes vasklou nie, maar het homself gegee, homself leeggemaak, homself verneder tot die dood, ja die dood aan die kruis. Nou sê ek net, ek en jy is sy navolgeling. Ek en jy is sy disipel. Hoe getrou is ons in ons navolging? Wat van ons disipelskap is vir ons 'n skande? Wat van ons disipelskap deins ons voor terug? Wat van ons disipelskap sien ons nie voor kans nie? Want as Jesus sterf, dan sterf hy nie vir homself nie. Sterf vir my. Sterf vir jou. Hy sterf vir ons. Hy sterf vir die hele wêreld. My verlosser aan die kruis. Die geneeser, een so magtig, nou onmagtig. Tussentyd het hy die binnevreugde om te sê, dis wat julle dink. It's Friday, but Sunday is coming. Dan sal God triomfeer.
So gepraat van triomfeer. Dis Jesus wat ons in staat stel om oor sonde te triomfeer. Dis Jesus wat ons in staat stel om te triomfeer oor sonde in ons tussenmenslike verhoudings, ons interpersoonlike verhoudings. Dis Jesus se oorwinning wat ons in staat stel om die verhouding met God te herstel. Om in daardie selfe intimiteit van Psalm 22 te leef, wat die Vader en die Seun gehad het. So toe liefde keuse gehad het liefde 'n kruis gekies. En deur daardie kruis kan ek en jy vandag liefde ervaar. Kan ek God leer ken en kan ek vir hom lewe. So aangesien die kruis 'n keuse van liefde was, hoe lyk jou keuse vandag? Gebaseer op daardie liefde. Kom ek gee vir jou tyd om te dink. Here, as U ons roep in hierdie lewe om U navolgers te wees, om ons kruise op te neem en U te volg, dan vra dit dat ons die Here ons God moet lief hê met ons hele hart, met ons krag en al ons verstand. Uiteindelik ons naaste soos onsself. En Here, aan die kruis het U dit verpersoonlik. U het dit vir ons gewys. Liefde vir die Vader en die liefde vir mense het U laat kies vir 'n kruis. Kruis wat vrymaak van sonde. 'n Kruis wat die weg baan na 'n graf, uiteindelik 'n leë graf. En U lewe tot in alle ewigheid. En dankie dat ons vandag in 2025 mag weet dat daardie offer van destyds vandag nog net so geldig is. Dat die waarde van die offer van lank gelede nog steeds dieselfde reddingskrag en reddingsmag het as destyds. So mag ons in hierdie taal as volgelinge, as draers van die kruis, met dade van liefde optree. Dat wanneer ons iets doen en ons dit as vrywilligers doen, ons weet dat ons nie nou daaroor kan kla nie. Dat ons nie nou kan terugstaan nie.
Maar Here, dat ons ook in ons dade, soos Johannes destyds gesê het, kom ek reflekteer die heerlikheid. Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. En mag ons as die kinders ons kruis dra in gehoorsaamheid. Lei ons asseblief in Jesus se naam. Amen. En wanneer ons by Koninkryksnuus kom, net die volgende. Ek is nou saam met julle vanoggend en ook Sondagoggend volgende week, maar ek is so tussendeur is ek met vakansie. So maak maar gebruik van die selfoon boodskapdiens. Jy mag dalk nou as jy my kontak 'n boodskapie kry wat WhatsApp jou antwoord en sê dankie dat jy my gesoek het. Maar ek is met vakansie. So ek weet dan waar is ek. So dan maar net die komende donderdag, die 3de het ons geleentheid by die huis en dan Vrydag 12:00 is dit Corrie se begrafnis en dan weer volgende Sondag ons 5de week in lydenstyd. Kom ek maar net sê, glo dit of nie, vandag oor 3 weke is Paasfees. So ons maak stadig aan gereed vir Goeie Vrydag, Paasfees en mag die Here vir julle almal ook lei en bystaan. Soos ek sê, gebruik maar die boodskap, as daar iets dringend of noodsaaklik is, kan ons help. 083-654-0806. Dankie aan ons aanlyn kykers, tot die volgende keer, totsiens.